In vandag se les gaan ons nog nou weer bietjie verder met faktorisering. As ons net gou kan recap, in ons eerste lesie het ons mos nou gekyk na ons grootste gemeene faktor en ons onthou ons grootste gemeene faktor is altyd die eerste ding waarvoor ons soek om te faktoriseer. So elke keer as ons 'n sommetjie kry, kyk ons eers of daar 'n grootste gemeene faktor is. Nou wat is die grootste gemeene faktor nou weer van 'n algebraïese uitdrukking? Dit is reg, die grootste gemeene faktor is die grootste faktor wat in elkeen van die terme voorkom. Nou na die grootste gemeene faktor het ons gesê is die volgende ding waarvoor ons kyk, die verskil van vierkante. En ons praat ook mos van die verskil as vierkante, ook dikwels as die verskil van kwadrate. En toe het ons gesê, ons moet nou kyk, hoe kan ons 'n verskil van vierkante herken? So, om te herken is daar 'n paar eienskappe. Nou die eerste eienskap wat ons gesê het, en hierdie inligting is mos nou baie belangrik. Okay, so die eerste eienskap waarna ons moet kyk om verskil van kwadrate te herken, is dat die algebraïese uitdrukking slegs uit twee terme bestaan. Nou die tweede eienskap is tussen hierdie twee terme is daar altyd 'n minusteken. Met ander woorde, jy moet aftrek. Dit is ook hoekom ons praat van die verskil van. En die volgende eienskap wat ons help om die verskil van vierkante te herken, is dat beide terme is volkome vierkante. Dit is dan die eienskappe waarvoor ons kyk. Nou in vandag se les gaan ons nou die volgende stapie verder vat met faktorisering en ons gaan kyk weer na ons kwadratiese 3-term. Nou hierdie is ook nou net weer hersiening van dit wat julle in graad 9 geleer het, maar ons moet net eers weer seker maak dat julle hierdie mooi onder die knie het. Nou in die eerste paar lesse het ons geleer van vereenvoudig. Dit is waarmee ons nog hierdie jaar meeste besig was. So ons vraagie was byvoorbeeld vereenvoudig die volgende. En met die vereenvoudig het ons nou altyd hakkies gehad wat ons met mekaar vermenigvuldig het. Ons het geleer hoe om 'n een-term met 'n veelterm te vermenigvuldig, 'n twee-term met 'n twee-term, 'n twee-term met 'n drie-term. En die voorbeeld wat ons ook nou na gaan kyk is wanneer ons 'n twee-term met 'n twee-term vermenigvuldig, of hulle praat ook mos van 'n binoom met 'n binoom. En ons het mos gesê ons pas ons distributiewe eienskap toe, so ons maal die x met die x en dit gee vir ons 'n antwoord van x kwadraat. Ons maal die x met die plus 2 en dit gee vir my plus 2x en ons maal die x met die plus 3 met die x en dit gee vir my daai plus 3xie en ons maal dan die 3 met die 2 plus 3 met plus 2 gee vir my plus 6 en as ek hom dan vereenvoudig dan sien ek is x kwadraat plus 5x plus 6. Nou wat ek wil hê julle mooi moet raak sien is die tekens. As ons nou net gou kyk hier na die tekens, dan kan julle sien hier het ons 'n plus en hier het ons 'n plus. Daai teken sê vir ons die tekens in die hakies is dieselfde en die teken gaan die teken wees wat voor die middelterm staan. As julle dit nou kan onthou van graad 9 af. Ons doen nog een voorbeeldjie. Ons het byvoorbeeld x plus 5 maal met x minus 2. Ons pas ons distributiewe eienskap toe deur te sê x maal met x gee vir my x kwadraat. Dan het ons x maal met minus 2 en dit gee vir my minus 2x.
dan het ons volgende plus 5 maal met x, en dit gee vir my plus 5x, en na dit het ek nou die plus 5 maal met die minus 2, plus maal 'n min is 'n min, en 5 maal 2 is 10. As ek dit nou weer vereenvoudig, dan kan ek sien ek het my x kwadraat, en hierdie minus 2x plus 5x gee vir my plus 3x, en ek het my minus 10. Nou wat ek net gou weer wil hê julle moet hier mooi na kyk, is weer eens die tekens in die hakies. Hier het ek 'n minus teken, dan beteken dit die tekens in die hakies gaan verskil. Een teken is 'n plus, een teken is 'n minus, en dit gaan oor die verskil van faktore. Goed, 'n belangrike ding wat julle moet onthou is dat faktorisering die omgekeerde is van vereenvoudiging. Met ander woorde, waar ons nou gesê het vereenvoudig, en ons het gehad x plus 3 maal met x plus 2, het ons by 'n antwoord uitgekom van x kwadraat plus 5x plus 6. Nou faktorisering is wanneer ons nou weer hier van hierdie x kwadraat plus 5x plus 6 moet terugwerk na die faktore toe, met ander woorde, om terug te werk na dit toe wat ons met mekaar moet vermenigvuldig, beteken ons faktoriseer. Net so as ons nou gehad het x plus 5, x minus 2, en ons het nou vereenvoudig, het ons by ons antwoord uitgekom van x kwadraat plus 3x minus 10, sê faktorisering vir my, ek moet nou van die x kwadraat plus 3x minus 10 af by sy produkte uitkom. Met ander woorde, nou het ek die algebraïese uitdrukking, en ek moet hom skryf as 'n produk van faktore. Ons moet nou net gou weer seker maak, hoe herken ons 'n kwadratiese drieterm? Nou die eerste ding wat ons kan weet van 'n kwadratiese drieterm, is hy bestaan altyd uit 3 terme in 'n spesifieke orde. So, ons het gesê 'n kwadratiese drieterm bestaan altyd uit 3 terme in 'n spesifieke of 'n bepaalde volgorde. Ons praat van hierdie volgorde altyd as sy standaardvorm. So as ons praat van 'n standaardvorm, dan beteken dit hierdie kwadratiese drieterm moet op die manier gerangskik wees. Standaardvorm lyk byvoorbeeld soos x kwadraat, x en dan 'n konstantetjie. Byvoorbeeld as ons nou kyk na hom, dan kan ons sien dis x kwadraat minus 3x minus 10. So, ons het gesê plus en 'n min skei terme. So hier het ons 'n min en 'n min wat ons terme skei. Met ander woorde, ons sien ons het 1, 2, 3 terme. Dan die spesifieke volgorde waarin hulle rangskik word is in dalende magte van x. So, ons sien in ons eerste term het ons 'n x kwadraat wat maak dat dit 'n kwadratiese 1, 2, 3 term is. In ons laaste termpie het ons net 'n konstante, want daar is nou nie 'n x'ie meer by nie. Nog 'n voorbeeld van hoe kwadratiese drieterme kan lyk, is ook byvoorbeeld wanneer ek nou het x kwadraat, maar my middeltermpie is nou 'n xy, dan beteken dit my derde term moet 'n y kwadraat wees. Byvoorbeeld as ons nou kyk na so tipe drieterm, is dit x kwadraat minus 7xy minus 10y kwadraat. So, ons kan weer sien, ons het 'n min en 'n min wat die terme skei. Ons het dus 1, 2, 3 terme. Ons sien wel, ons het 'n kwadraat en 'n kwadraat. 1, 2, 3 beteken kwadratiese drieterm. Hier is ons x'ie se mag 1 en ons y se mag is 1. So ek is in dalende magte van x en in stygende magte van y.
Soms moet terme eers rangskik word om dit in standaardvorm te kry. So as ons het x² plus 7 minus 8x, dan kan ons nou sien wat hier 'n belangrike ding is, hy is mos nou nie in standaardvorm nie. Die vraag wat ons vir ons vra, gaan ons vra, is hy in standaardvorm? Dan sien ek het hier 'n x², hier het ek nie 'n x nie en hier is my x nie. Met ander woorde, dit beteken ons moet hom herrangskik. So as ons hom moet herrangskik, dan moet ons hom in dalende magte van x rangskik. So ons gaan eers die x² bly op sy plek, maar ons gaan nou hierdie hele minus 8x, onthou sy teken gaan saam met hom, gaan ons tussen die x² en die plus 7 moet insit. Met ander woorde, hy word minus 8x plus 7. En as ek nou vir my vra, is hy in standaardvorm, dan kan ek sien, ek het my x² en my enetjie en ek het sonder 'n x en dit is my 1, 2, 3 terme, so ek het nou die uitdrukking in sy standaardvorm geskryf. En dit is die kommutatiewe eienskap wat ons hier toepas, omdat ons kan optel en aftrek, kan ons hulle so herrangskik met die kommutatiewe eienskap. Goed, so kom ons gaan kyk na 'n kwadratiese 3-term met 'n plus voor die laaste term. Onthou, die vraag sal altyd wees, faktoriseer die volgende volledig of ontbind in faktore. So as ons nou ons vraagie het, faktoriseer volledig, en ons skryf byvoorbeeld ons eerste voorbeeldjie, ons het x² plus 5x plus 6. Die eerste ding kan julle nou onthou, wat is dit wat ons altyd eerste vir ons vra? Eerste soek ons vir 'n gemeene faktor, dis reg. As ons vra, het ek 'n gemeene faktor en my antwoord is nou nee. Dan is die volgende ding waarvoor ek vra, hoeveel terme is daar, want nou moet ek onderskei tussen die verskil van kwadrate en my kwadratiese 3-term. So as ek nou kyk na die aantal terme, dan sien ek nou hier het ek 1, 2, 3 terme en hulle is in dalende magte van x gerangskik. So ek het my 3 terme. Die volgende ding wat ek sien is hy is wel in standaardvorm. So ek hoef niks te rangskik nie. Ek kan net weet hy is klaar in standaardvorm. En dan begin ons met die faktorisering. Nou goed, so in graad 9 het ons gesê, as ons kyk na x² plus 5x plus 6, gaan ons kyk na die faktore van x. Nou die faktore van x is x en x. Dan kyk ons volgende na die faktore van 6. Nou die faktore van 6 is 6 en 1 en 3 en 2. Nadat ons gekyk het wat die faktore van x is en die faktore van 6 is, gaan ons kyk na ons uitdrukking. En ons kyk na die teken voor die laaste term. Julle onthou nog wat gebeur met die teken voor die laaste term. In my voorbeeldjie van vermenigvuldiging het ek gesê, as ons kyk na die teken voor die laaste term, dan sien ons die teken voor die laaste term is 'n plus. 'n Plus voor die laaste term beteken die tekens in die hakies is dieselfde. Die vraagie wat ons dan vir ons vra is, wat is die teken in die hakies? Kan julle nog onthou, hoe besluit julle wat is die teken in die hakies?
Dis reg. Julle onthou mooi, die tekens in die hakies is altyd die teken voor die middelterm. Goed, so as ons nou weer hier kyk na ons vergelykingkie, as ons nou het x² plus 5x plus 6 en ons wil hom faktoriseer, kan ek weet hy moet 2 hakies hê. Die plus sê vir my die tekens in die hakies moet dieselfde wees. Wat gaan die teken wees? Die tekens gaan albei plusse wees. Die volgende vraag wat ons dan vir ons vra, watter faktore van 6 se som gee vir my 5. Nou onthou nou, hierdie 5 is die term wat voor die middelterm staan. Daai 5 is die term wat voor die middelterm staan. So watter faktore van 6 se som, dit gaan oor die som, is die som tekentjie, die plus teken voor die laaste term, sê vir my dit gaan oor die faktore wat se som vir my dit gee wat voor die middelterm staan. So as ons nou kyk na die faktore van 6 wat ek nou neergeskryf het, dan kan jy nou sien met die faktore van 6, 6 maal 1 gee vir my, 6 plus 1 gee vir my 7. 6 plus 1 want dit gaan oor die som van die faktore van 6. 6 plus 1 gee vir my 7, verder sien ek 3 plus 2 gee vir my 5. Met ander woorde, hierdie 6 en 1 gaan nie deel uitmaak van die hakies nie. Goed, so, kom ons het hulle nou geëlimineer, nou kan ons sê ons faktore is x en 3 en 2. So, as ons nou begin werk, dan gaan ons sê x maal met x, gee vir my mos nou x². Dan het ek die volgende enetjie, x maal met 2, x maal met 2 gee vir my plus 2x. Dan het ek die volgende enetjie, wat vir my sê x maal met 3, en dit gee vir my plus 3x, en dan laaste is die laaste 2 terme wat met mekaar vermenigvuldig word, die 3 maal met die 2, gee vir my 6. Nou kan ek sien, as ek hierdie 2 terme by mekaar tel, dan kry ek x² plus 5x plus 6. Met ander woorde, hierdie, soos wat hulle hier staan, in hulle groepies, gaan hierdie x plus 3 saam wees in 'n hakie, en die x plus 2 gaan saam wees in my hakie, so as ek hom nou in sy faktore ontbind, dan kan ek x plus 3, x plus 2 skryf. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Die vraag is faktoriseer volledig en ons het x² minus 7x plus 10. Eerste vraagie, gemeene faktor. Nee. Tweede vraagie, hoeveel terme? As ek nou kyk na die terme, sien ek hier is 1, 2, 3 terme. Die volgende vraagie, is hy in standaard vorm? Hoe lyk ons standaard vorm nou weer? Hy moet in dalende magte wees, so ek sien 2, 1 en geen eksie nie, so ja, hy is in standaard vorm. Die volgende vraagie is die teken voor die laaste term. En dit is 'n plus, en dit beteken tekens in die hakies is dieselfde.
Volgende vraagie wat ek vra, wat is die teken? In die hakies? Wat is die teken in die hakies? Die teken in die hakies is die teken voor die middelterm. Met ander woorde, hulle gaan die 2 hakies wees en albei gaan 'n minus wees. Nou die volgende vraag wat ek vra, die faktore van 10. Wat se som is baie belangrik, se som, dit gaan oor daai plus, se som vir my 7 gee. Nou wat is 10 se faktore? 10 se faktore is 10 en 1 en 5 en 2. Nou as ek kyk na 10 plus 1 of 1 plus 10, dan kry ek 11. As ek kyk na 5 plus 2 of 2 plus 5, dan kry ek 7. So dit gaan definitief nie 10 en 1 wees nie, maar 5 en 2. Met my faktorisering, as ek my reeltjie toepas, gaan ek my 2 hakies hê. Al 2 hakies gaan 'n minus wees. X kwadraat se faktore is x en x, en die faktore van 10 se is 5, wat se som vir my 7 gee is 5 en 2. Die lekker ding van faktorisering is jy kan altyd gou-gou weer jou antwoord toets en onthou om dit sommer 'n gewoonte te maak by jou om jou antwoord te toets. Want as jy nou gaan kyk, gaan jy sien x maal x is x kwadraat. Dan het jy x maal met minus 2 is minus 2x, x maal of minus 5 maal met x is minus 5x, en minus 5 maal met minus 2 gee vir my plus 10. As ek dit vereenvoudig, kry ek x kwadraat, hierdie minus 2 minus 5 gee vir my minus 7x plus 10. En ek weet ek het met my faktorisering reg gewerk. So as ons net weer kyk na die faktorisering, dan sê ons die faktore van x is x en x, die faktore van 10, wat se som vir my 7 gee, is 5 en 2. Ek het 'n minus voor die 7, so dit moet minus 5 en minus 2 wees, want die tekens in die hakies is dieselfde. Ons het dan mos nou x maal met x wat x kwadraat is. Ons het x maal met minus 2 wat vir my minus 2x gee. En ons het x maal met minus 5 wat vir my minus 5x gee. En die laaste wat ons het is minus 5 maal met minus 2 wat vir my die plus 10 gee. Hierdie x minus 5 is saam in 'n hakkie en my x minus 2 is saam in 'n hakkie. Die volgende voorbeeldjies kyk ons nou net gou weer na 'n kwadratiese 3-term en die reëls wat ons nou weer toepas wanneer ons 'n minus voor die laaste term het, hoe dit nou weer verskil. So onthou, ons vraagie is altyd faktoriseer volledig, faktoriseer die volgende of ontbind in faktore. So kom ons kyk gou na ons eerste voorbeeldjie. Ons het x kwadraat plus 5x minus 6. Let nou net op, hier het ons nou die minus voor die laaste term. Ons gaan nog steeds deur ons selfe vraagies gaan. Die eerste vraag wat ons gaan vra is of daar 'n gemeene faktor is. Onthou altyd dat dit die eerste ding is waarvoor jy soek. Gemeene faktor, as ons kyk na hom, dan sien ons nee. Die volgende vraag wat ons vra is ons aantal terme. Nou as jy kyk na jou aantal terme, dan sien ek het 1, 2, 3 terme en dit is 3. Dan vra ons vir ons die volgende vraagie, is hy in standaard vorm?
Hoe lyk ons standaardvorm nou weer? Standaardvorm beteken hy moet in dalende magte van x wees. So ons sien hy is reg, hy is in standaardvorm. Volgende enetjie wat ons vra is die teken voor die laaste term. Wat is die teken voor die laaste term? Die teken voor die laaste term is 'n minus. Nou baie belangrik wat dit beteken, die tekens in die hakies gaan verskil. Met ander woorde, dit beteken jy gaan jou 2 hakies hê, een hakie gaan 'n plus wees en een hakie gaan 'n minus wees. Nou moet ons bepaal wat is die faktore van die laaste term, met ander woorde die faktore van 6, wat se verskil vir my plus 5 gee. Dit is hier nou baie belangrik dat die tekens 'n invloed het. Want dit moet die faktore van 6 wees wat se verskil vir my plus 5 gaan gee. So as ons nou kyk na wat ons so ver geskryf het, kan ons as ons hierdie moet faktoriseer, kan ons solank ons 2 hakies sit, een hakie gaan 'n plus wees, een hakie gaan 'n minus wees. So dit gaan oor die faktore van 6 wat se verskil vir my plus 5 gaan gee. So as ek nou die faktore van 6 het, dan sien ek dit is 6 en 1 en 3 en 2. Maar as ek nou moet kyk na hierdie faktore, dan weet ek 6 minus 1 gee vir my 5. En dit is waarby ek wil uitkom. Met ander woorde, dit moet plus 6 minus 1 wees. Hierdie 3 en 2 gaan nie deel uitmaak van dit nie, want 3 minus 2 gee vir my 1 en 2 minus 3 gee vir my minus 1. En ek wil by 'n plus 5 hier uitkom. So die faktore van x gaan wees x en x. Die faktore van 6 wat se verskil vir my plus 5 gee, is plus 6 en minus 1. So as ek nou weer dink oor dit, het ek die faktore van x is x en x, die faktore van 6 is 6 en 1, die tekens moet verskil, so dit moet 'n plus 6 en 'n minus 1 wees, en hulle moet vir my by plus 5 uitbring, so 6 minus 1 is plus 5, as ek nou mooi kyk, dan kan ek sien, x maal met x is x kwadraat. Ek het x maal met minus 1 wat minus x is. Ek het x maal met 6 wat plus 6x is. En die laaste wat ek het is 6 maal met minus 1 wat vir my minus 6 gee. As ek dus nou vereenvoudig, dan kan ek sien, hierdie is x kwadraat minus x plus 6x gee vir my plus 5x minus 6. En ek kan met ander woorde my faktore vir x kwadraat plus 5x minus 6 skryf as x plus 6 maal met x minus 1. Volgende voorbeeldjie het ons minus 12 plus x kwadraat minus 4x. Die eerste vraag wat ons vra, is daar 'n gemeene faktor? Onthou, jy moet maar elke keer as jy hierdie werkies doen, deur hierdie proses gaan. Ek kyk na hom en sien ek nee, daar is nie 'n gemeene faktor nie. Die tweede vraag wat ons vra, hoeveel is sy aantal terme? Die tweede vraag wat ons vra, is hoeveel terme is daar? Wat is die aantal terme? Nou as ek mooi kyk, kan ek sien ek het 1, 2, 3 terme. Volgende vraagie vra ek vir my, is hy in standaardvorm? Nou hoe lyk my standaardvorm? Dis reg, hy moet in dalende magte van x wees, so hierdie antwoord is nee. Wat moet ek nou dan doen? As hy nie in standaardvorm is nie,
Dis reg, ek moet hom herrangskik. So as ek hom nou in standaard vorm gaan herrangskik, dan kom die x² mos nou eerste, né? So my x² moet my eerste term wees, na my x² moet my x kom, so dan het ek minus 4x en heel laaste kom my konstante, en my konstante is minus 12. Goed, nou kom die volgende vraag. Wat is die teken nou voor die laaste term? Die teken vir die laaste term is 'n minus. Met ander woorde, ek gaan in my hakkie sê 1 hakkie plus, 1 hakkie minus. Die volgende belangrike ding is dit gaan oor die faktore van 12. Wat se verskil nou vir my minus 4 gee. Goed, so as ek hierdie gaan skryf, kan ek so lank weet, ek het my 2 hakkies, 1 hakkie moet 'n plus wees, 1 hakkie moet 'n minus wees. Die faktore van x is x en x. Wat is die faktore van 12? Die faktore van 12 is 12 en 1, 6 en 2 en 3 en 4. So as ek nou kyk die faktore van 12 wat se verskil vir my minus 4 gee, dan het ek nou 12 en 1, 12 minus 1 is 11, 1 minus 12 is minus 11. 6 minus 2 is 4, maar 2 minus 6 gee vir my minus 4. Met ander woorde, hierdie gaan die kombinasie van faktore wees wat ek gaan gebruik. Dit gaan vir my gee, ek het minus 6 en 2. So as ek nou vermenigvuldig, dan gaan ek sien ek het x maal met x wat x² is. Volgende het ek x maal met 2 wat vir my 2x gee. Daarna het ek x maal met minus 6 wat vir my minus 6x gee. En heel laaste het ek die minus 6 maal met 2 wat vir my minus 12 gee. As ek nou vereenvoudig, gaan ek sien, ek het x² plus 2x minus 6x gee vir my minus 4x minus 12. Met ander woorde, dit wat ek in my hakies kan sit, is die x en die minus 6 en die x en die plus 2. Dan het ek gefaktoriseer. Jy kan hierdie lesie nou lekker inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Maak seker dat jy dit mooi onder die knie het, want onthou, faktorisering is 'n baie belangrike deel van wiskunde en jy moet dit onder die knie hê om wiskunde matriek end uit mooi vol te hou. Geniet dit.